Die wat sê dat ons nie ons erfenis mag hê nie, die EFF wat dit afbreek op Kerkplein, dit Ja. kiel de boer, motiveer ons om ons erfenis hier te bewaar. Ek dink dit is kardinaal. Waar is Afrikaners se erfenis tuistes waar dit bewaar kan word en waar weer dit in so absolute vryheid kan geniet? Vir wie sit ons dit neer? Vir wie? Of is Max de Pre en Karl Nea is ewe welkom hier om te kom, omdat dit net 'n funksionele munisipaliteit is. Dis nie wat ons doen. Het ons helde geweet dat hulle met geskiedenis besig was, toe hulle besig was om hulle heldetake te verrig? Ons sit vandag nie in die ateljee nie en saam met my sit Joost Strydom, die uitvoerende hoof van die Oranje Beweging. Joost, waar sit ons vandag? Ons sit by die voete van Oom Paul. Ons sit by die voete van 'n monument wat Afrikaners gebou het. Afrikaners nie net van Orania nie, maar reg oor die land wat bygedra het tot hierdie projek. En in Pretoria staan Oom Paul. Ons het mos nou baie daaroor gepraat. Dis 'n vryheidsmonument. Dit gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan nie oor om 'n mens te eer nie, maar Bybelse geloofsbeginsels en die Republikeinse vryheidsideaal. En in Pretoria op Kerkplein is dit mos nou die Nederlandse bank, die vryheid en die reg, met die Paleis van Justisie. Dit is vryheid en geloof, het ek nou gesê. Dan is dit die Nederlandse bank en wat is die vierde ding? Is ekonomie. Dit is politiek, is die raadsel. Orania staan nou ook op vrye grond. Is nou nog net niks om hom gebou nie. Dis kaal grond, Frans. Joost, maar hoe lekker is dit nie om juis op ons eie grond hier aan die voete van ons eie Afrikaner erfenis te kan kom sit in vryheid. Ons het die vryheid om so iets te kan kom doen. Ek wonder van waar af is jy ingeskakel, want jy kyk of hierdie video op ons YouTube kanaal of jy is ingeskakel op Radio Orania. As jy op Radio Orania luister, weet ek van waar af jy luister en dan het jy waarskynlik ook al hierdie terrein in die vryheid wat hier is geniet. Soos wat ons hier sit, sien mense al reeds braaiers wat hier al begin uitgepak word het. So lekker is dit nie om op ons eie Afrikaner terreine te kan so eenvoudig gestel doen wat ons wil nie. En dit is dan nou presies wat ons hier gedoen het deur hierdie monumente te bou. So Joost, ek wil by jou weet, waar kom hierdie idee oorspronklik vandaan om 'n monument op Orania vir Paul Kruger op te rig? Frans, dit is so 'n lang storie eintlik. Want soveel mense en instellings betrokke wat dit help moontlik maak het en dis nog voor almal van julle. En as jy 'n steen gekoop het, laat weet ons bietjie wat is die nommer van jou steen, dit sal op jou sertifikaat staan. As jy 'n bydrae gelewer het, gooi hom daar in die kommentaar afdeling van waar af en wat se steennommer. Frans, maar hierdie laat my ook dink aan generaal De Wet wat gesê het ek sit eerder op 'n mishoop saam met my eie mense as saam met die paleise in van vreemdes. Jy weet, en hier sit ons op 'n konstruksieterrein tussen ons eie mense. En dis bietjie rof en grof en onbeskof soos jy sê, maar dis vir 100 keer beter as die mees weelderige plekke waar ons tussen vreemdes moet wees en vreemde tale moet praat. Frans, die idee kom eintlik al 'n lang pad. Ek wonder of hy uitgedink is by die Orania Ontwikkelingsmaatskappy, waarin hulle gang al lank oor die stadsplein, wat hulle so moontlik maak. Dankie vir die ouens ook by die ontwikkelingsmaatskappy wat soveel moeite doen om vir Orania so terrein te help ontwikkel. Ek wonder of ons vriende by die FHK wat die 3D afdruk gemaak het vir Oom Paul op Kerkplein sodat hy gemaak kon word, miskien die idee help vorm het en die ouens by AfriForum en Solidariteit het ook bygedra het, of ek weet nie, dit kom 'n lang pad. Hierdie idee kom van 2023 af, Ja. wat hy begin vorm aanneem het. Ons het ons eerste aksies geneem in 2023, Frans. Die projekplan begin voorlê, die DNE begin reël om hierdie ding af te skop. Dit is eintlik 'n lang projek geweest. 2003, wel dis nou 2026, ons staan nou, ek wil sê, op 'n terrein wat semi-klaar is, want so simbolies vir Orania ook, is geen terrein op Orania ooit werklik klaar nie. Maar dit lyk al baie anders as wat dit gelyk het in 2023. So miskien is die beter vraag dan, waarom so 'n projek? Waarom 'n monument in Orania oprig? Ek dink vir baie mense is dit 'n vreemde idee om te dink as jy sê jy gaan jou stad laat groei, jy gaan jou tuiste vir jou mense laat groei, dat daar 'n fokus geplaas is op 'n monument of op 'n erfenisterrein. So waar kom hierdie prioriteit vandaan? Want ons is nie besig met brood en water werk nie, Frans. Ons is nie net besig met, mense kan sê, maar wat van paaie? Jy kan nou paaie bou, hier's nog plekke in Orania wat grondpaaie het. Jy kan sê, maar wat van kinders wat met skool toe gaan en nie skoolgeld kan bekostig nie en so aan. Dit is alles waar. Jy kan vra, jy weet, wat van nog industriële geboue? En ek sê altyd, Frans, jy kan die grootste aardskommunis wees, jy wil ook hê, jy weet, jou straat moet skoon wees. Jy kan die grootste hater van Afrikaner geskiedenis wees. Kyk maar hoe sit die ouens in hulle luxe estates, jy weet, Max en al daai manne wat so baie te sê het. Ek waar sit hulle? Hulle wil ook in 'n funksionele munisipaliteit wees. Hulle wil ook op 'n plek wees waar die water en die krag werk. Hulle wil nie beerdkrag hê nie. Ja. Maar waarmee identifiseer ons? Waarmee is ons besig hier? Wel, ons is besig met 'n ding vir Afrikaners. So as ons net dood eenvoudig goeie dienste neersit, vir wie sit ons dit neer? Vir wie?
of is Max de Pre en Karl Nea is ewe welkom hier om te kom, jy weet, omdat dit net 'n funksionele munisipaliteit is. Dis nie wat ons doen nie. En ek dink dis waar die hoekom vandaan kom. Ek weet 'n klompie jare gelede was daar jy weet 'n navraag, 'n toets op Marula Media wat hulle Afrikaners laat stem het oor 'n lang tydperk wie's ag hulle een van die grootste helde in ons geskiedenis. En ek dink een van die redes hoekom Oom Paul uiteindelik gekies is deur 'n klomp mense wat deelgeneem het, is die feit dat hy deur die groot trek is, vormende rol, jy weet, slag van Vegkop en al daai goed, dat hy uiteindelik gehelp het om Pretoria neer te sit, Nederlandse stadsbeplanners ingekry om die stad te ontwerp, en dan natuurlik die oorlog teen die Engelse. So, daar's vir hom gestem. Maar ons is nie hier besig om net 'n plek te skep wat werk, net 'n munisipaliteit. Dis nie waarmee ons besig is nie. Ons bou 'n plek en ons bou daai plek vir wie? Ons bou hom vir Afrikaners. Nie net vir Afrikaners nie, vir vryheidsliewende Afrikaners wat trots is op hulle geskiedenis en wat 'n toekoms wil bou. En daarom is simbole belangrik. So, jy is so belangrik. As ons sê ons bou 'n tuiste vir Afrikaners, hoe sal 'n mens weet dit is die tuiste vir Afrikaners as jy dan nou nie jou kultuur so vestig daar binne nie. Dan die ander ding natuurlik is waar anders word ons kultuur bewaar, nie in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Waar is Afrikaners se erfenis tuistes waar dit bewaar kan word en waar jy dit in so absolute vryheid kan geniet? Ek dink dit is besonder belangrik, maar dan is dit ook dan is daar natuurlik ook die vraag van die koste van so 'n projek. En ek wil net nou dat jy vir ons net die koste van hierdie projek bietjie in konteks plaas, miskien teenoor ander projekte wat in Orania aangepak is. Paul Kruger projek was natuurlik vreeslik op al die mediaberigte en in die koerante gewees, maar dis nie al waarmee Orania of die Orania beweging besig was in daai tyd nie. Maar voordat ons daarby uitkom, moet ek tog die vraag vra, kan Orania so, as ons nou praat van simboliek en erfenisbewaring, kan Orania so iets bekostig? Wel, die lekker ding is Orania hoef dit nie te bekostig nie. Dit word bekostig deur mense wat wil bydra. So, mense sê altyd, ons moet dit doen, ons moet dat doen, ons moet hierdie, ons moet daai bou. Ergens moet fondse vandaan. Maar as mens dink soos 'n sosialis of 'n kommunis, dan dink jy daar's 'n klomp geld, iemand besluit net waartoe dit gaan. Dis nie die waarheid van die saak nie. Die waarheid van die saak is mense dra by tot sake waarna hulle glo. En as mense positief is oor 'n projek, dan dra hulle by. Nou, Frans, daar was meer as 2,5 miljoen rand ingesamel vir hierdie Kruger projek. Ingesamel. Dit beteken mense het besluit, hulle wil bydra en hulle het bygedra. R1000 'n steen en die mense het stene gekoop in hierdie projek. En dis ook eintlik hoekom ons vanaand hier is, want hier om ons is hierdie 4 rotse in die 4 windrigtings en op elke rots 'n staalplaat met die name van almal wat bygedra het. Dit is wie dit bekostig het. So daar's nie van iemand af iets weggeneem nie, dis mense wat vrywillig bygedra het. Dis die eerste ding. Tweede is natuurlik elke ou wat hier gebou het, wat stene gelê het. Jy weet wat hierdie fyn en die Vlaamse styl van bouwerk wat die stene gelê het, is betaal vir hulle werk. Die ingenieurs, die argitekte, almal is betaal vir hulle werk. Dit is mense wat inkomste verdien het. Maar dan die volgende ding, Frans, en ek het eers gesê, die wat sê dat ons nie ons erfenis mag hê nie, die EFF wat dit afbreek op Kerkplein, dat Kiel de Boer gaan spreiverf daar op Oom Paul op Kerkplein, al daai mense motiveer ons om ons erfenis hier te bewaar. Ek dink dit is kardinaal. En dan laastens, ek net so 'n bietjie dit in perspektief stel, nee. So mense sê maar ons Afrikaners wat swaar kry, en sê ek, maar ek stem saam. En die tyd dat ons hierdie projek gedoen het, sê nou maar 2,5 miljoen rand ingesamel het ons deur die Helpsaamfonds van Orania beweging en dit is natuurlik die Helpsaamfonds is natuurlik 'n fonds waartoe ons ondersteuners bydra. Baie van julle wat dalk hier kyk, dra reeds by tot die Helpsaamfonds. Meeste is lede van die Orania beweging, addisioneel dra hulle ook nog by. Ek dink sommer wat ons reg gekry het, net in 2023 amper 1 miljoen rand, in 2024 1.2 se toedelings, in 2025 weer 1.2. So net die toedelings vir behoeftiges. Dit is van mense voer wat nie hulle eie kos het nie, tot kinders se skoolgelde betaal, tot al hierdie kritiese belangrike goed. Jy weet beurse, bejaardes help versorg. Dis byna 1 miljoen rand elke jaar wat net daarvoor gegaan het. Dit is reeds meer. Dis reeds meer as wat hierdie projek was, ja. En dis elkeen van julle wat bydra en dit vir ons moontlik maak om Afrikaners wat platgeslaan is hier in Orania wat hier aankom te probeer help. Natuurlik, dit gaan swaar onder ons mense en ons nog baie wat mens moet doen, maar die mense word gehelp. Dit laat hierdie projek eintlik klein lyk, soos ek sê, kinders wat nie hulle skoolfondse kan betaal nie, bejaardes wat in slegte omstandighede is, kospakkies, maatskaplike werkers, dit het ons gedoen. Frans, ons het internasionaal het ons fondse gemobiliseer. Ons het 3 miljoen rand in dieselfde tyd 3 miljoen rand se buitelandse beleggings en investerings
hier in Orania help fasiliteer. Orania beweging het dit help moontlik. Ons is oor see toe, dit het ons boodskap help uitdra in die FSA en in Europa. Dis belangrike goed wat gedoen is. Jy weet, ek dink aan Eben van Sail, 'n bietjie hier loer. Ons het aan ons skole toegedeel 'n paar 100.000 elke oor dieselfde tydperk wat spesifiek ook gaan vir die opbou van skole. Ek dink wat soveel goed, jy vir mekaar kan sê is met so 'n simboliese projek soos die Paul Creer projek, is dit natuurlik die een wat so 'n bietjie die kollig steel, maar dat daar, ek wil amper sê agter die skerms nog steeds besig is om dinge te gebeur. Die wiele is nog steeds aan die draai. Ek vat daar oorkant waar ons nou sit, is daar 'n groot werksgebou. Ons het nou eendag 'n artikel daaroor geskryf. Jy weet, projekte van R50 miljoen. Daar's ons nuwe werkswinkels wat by die opleidingsinstellings gebou word. Daar's ons fondse ingesamel vir behoeftige Afrikaners in Orania. Daar's fondse ingesamel vir studiebeurse en al daai tipe van goed. Maar die projek soos 'n Paul Creer monument oprig, dit gee vir ons mense hoop ook. Yes. En dan vergelykbaar 'n laer koste, maar weer eens soos wat jy sê, dit is nie 'n bak van kapitaal en dan word daar uitgedeel wie gaan watter kant toe. Hierdie is 'n projek wat kapitaal in die dorp inbring. Mense wat sê daarin wil ek deelneem, so ek stuur my donasie van elders af na Orania toe spesifiek vir daardie projek. Just hierso is 2343 stene verkoop vir hierdie projek. Saam met die veilings en saam met nog ekstra donasies meer as 2.5 miljoen vir hierdie projek beskikbaar gestel. Dit is natuurlik 'n projek wat nog verder gaan as wat ons hierso sit, want hierdie is net die begin. Gras geplant word, hier moet nog 'n hele stadsplein hier gebou word, hier moet nog geboue en so aan opgerig word. Maar ons is vandag op 'n punt waar elke persoon wie 'n steen gekoop het se naam op hierdie terrein staan. Nou dink gou vir 'n oomblik aan die Paul Creer monument op Kerkplein. Ja, dit lyk miskien nie meer so mooi nie. Ja, dit is miskien nie meer so Afrikaner vriendelik nie. Maar hoe lank staan daardie monument nou al daar? En daardie stukkie Afrikaner erfenis, hoe lank is dit nou al daar? Hier in Orania het mense die geleentheid gekry om hulle name op hierdie stukkie erfenis te verewig. Hier langs hierdie monument wat nog vir honderde jare, ek hoop vir ewig, hier sal staan daardie name ook van elke liewe persoon wat 'n bydrae gemaak het. Jou naam staan daar, my naam staan daar. Ek is baie trots daarop om te kan sê eendag sal iemand my naam hierso kan lees en terugverwys en sê ek was 'n stadsbouer gewees toe ek die geleentheid gehad het. Kyk, ons het nou die dag daaroor gepraat, Frans, en dit is wat ons ondersteun is wat hier ek wil sê belê het. Dis nie 'n donasie, dis 'n belegging. Dis 'n belegging wat sê my erfenis is vir my belangrik. Dit gaan meer oor net munisipale dienste en sulke goed. Dit gaan oor 'n groter storie van Afrikaner oorlewing in een van die moeilikste kontinente ter wêreld. Die tweede ding is om te sê dis 'n belegging in vryheid. Nie omdat dit 'n beeld is nie, omdat die fondse wat hierdeur in Orania ingespuit word, 'n groepspoging is om wanneer ons erfenis bewaar, dit nie te doen net deur te sê daar is 'n verlede nie, maar te sê ons onthou die verlede en ons bou die toekoms. Soveel ander projekte in Orania en dit is so lekker om mense te hê wat wil deelneem, wat wil help bou. Party van hulle sit in die Midde-Ooste, party in die FSA, party in Europa. Is Afrikaners wat al reeds geëmigreer het, dalk in Australië, dalk vir ons internasionale vriende. En hulle sê ek wil help skare finansier aan hierdie vryheidsinisiatief, hierdie Orania ding, ek wil dit ondersteun. Dis wat vir my mooi is. Just en daarom sê ek ook nou vir die wat miskien 'n geleentheid gemis het om hulle name hier te verewig en vir die wat al reeds hiertoe bygedra het en so goeie ervaring daarmee gehad het dat hulle toekomstige projekte wil ondersteun, is daar 'n nuwe projek binnekort beskikbaar vir daardie geleentheid. En ek sê met hierdie simboliese projek het ons bewys wat werk. In die eerste plek het ons bewys dat skarefinansiering vir vryheid werk. In die tweede plek is daar bewys dat daar mense, ek wil sê honderde duisende mense buite Orania is wat Orania ondersteun en wil bydra waar hulle kan. Die volgende projek is minder simbolies, meer prakties. Hoe kan ons Orania se ekonomie tot op 'n volgende vlak sit? En hier gaan weer 'n geleentheid wees, want ons het nie 'n oormaat aan hulpbronne in Orania nie. Ons kry nie belastinggeldjies en subsidies en staatstoelae nie. Maar ons wil bou, ons wil groei, ons wil infrastruktuur vestig. So ek mag nog nie sê wat daardie projek is. Ons sien uit om af te kondig. Maar daar gaan 'n geleentheid wees en as jy die geleentheid van die Paul Creer projek gemis het, dan moet jy oë oop hou vir hierdie geleentheid, want dit gaan 'n groot wees. Ja. En ek dink die groot ding daarvan is dit het nie die ek wil amper sê die glorie, die geskiedkundige glorie wat iets soos 'n Creer projek het en so aan nie, maar die bydrae wat dit gaan lewer tot Orania se ontwikkeling is belangrik. Ja. Dis 'n belangrike ding. Partykeer is dit moeiliker om vir die belangrike goed, die nodige hulpbronne in te kry, maar dit gaan ook ons ekonomie groei vir ons en dit is krities nodig.
So, dankie dat jy ingeskakel het vir die episode. As jy jou naam hier op die borde wil kom kyk, kom neem jouself af langs jou naam, langs jou steennommer hier by Paul Creer en stuur dit sommer vir ons. Ons die Orania Beweging se Facebookblad se naam is eenvoudig net Orania. En as jy enige navrae het oor Orania, oor wat ons hiermee besig is, stuur vir ons e-pos by inligting by orania.co.za. Of as jy 'n foto hier geneem het, merk ons op ons Facebook of op ons Instagram of op X, dat ons kan sien, jy was hier so. Dis lekker, kom natuurlik ook vir 'n dorpstoer by Orania Beweging. En dan elke liewe een wat 'n simboliese steen gekoop het in hierdie projek, weet, jy bewaar die verlede, maar jy help ook bou in die toekoms. En daarom is ons by Orania Beweging so dankbaar vir jou. Baie dankie.